Goeiedag graad 12 leerders. My naam is Marlie Durant en welkom by vandag se verbruikersstudieles. Hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bekwame Navorsing en Ontwikkeling. Graad 12, ons is besig met hersiening oor ons rekordeksamen-vraestel wat julle geskryf het hier in September. Ons het na al die vrae gekyk en vandag gaan ons na vraag 5 kyk wat gaan oor behuising. Goed, na die vraag gemerk het ons analises gaan doen en ons het gaan kyk waar lê die probleem in hierdie vraag. Oor die algemeen, as 'n mens kyk na al die kinders se punte, behuising was een van die vrae wat van die swakste beantwoord was en ons het regtig gaan kyk oor wat vrae kon nie beantwoord word nie en wat is die probleem agter daardie vraag. So ons het geïdentifiseer die probleem in die behuisingsvraag was nommer 1 die definisies. Goed, as jy die definisies ken nie, kan jy die vraag antwoord nie, want jy weet nie wat die vraag eintlik vra nie. Tweedens het ons gaan kyk na die finansiële verantwoordelikhede vir die koop, huur en bou van 'n huis. Finansiële verantwoordelikhede. Onthou, hierdie finansiële verantwoordelikhede is nadat die huis gekoop is of nadat die huis gebou is, waarna ons moet gaan kyk. Ek het dit vir julle so maklik gemaak, maar daar was nog steeds leerders wat regtig gesukkel het daarmee om die teorie net te kan toepas op die scenario wat hulle gegee is. En dan laastens, faktore wat gaan bepaal oor hoekom jy 'n spesifieke elektroniese apparaat gaan koop. Weereens, daar is sekere faktore en daar was leerders wat regtig gesukkel het om daai faktore in 'n gevalle-studie te kan erken of in 'n scenario te kon erken. Onthou ouens, ek wil julle toepas met tools wat julle kan gebruik in alle scenario's en in alle gevalle-studies. So dit gaan nie net oor een scenario of een gevalle-studie nie, dit gaan oor jy moet hierdie kennis ken en jy moet dit regtig baie goed ken sodat jy dit kan toepas in enige omstandighede en enige vraag wat hulle vir jou gee. Goed. So as ons gaan kyk na wat was ons voorkennis, so jy moes regtig gaan sit en swat het. Jy moes gaan opsommings maak het, jy moes vir jou gaan studienotas skryf en daarso het ons gaan kyk na jou verskillende behuisingsopsies wat natuurlik die huur, die koop en die bou van 'n huis was. Dan het ons gaan kyk na ons kontraktuele en finansiële verantwoordelikhede wat ook belangrik was om huishoudelike produkte te koop op krediet. Daar was nogal 'n hele paar vrae oor die kredietgedeelte en dan faktore wat gaan bepaal hoekom jy sekere huishoudelike produkte gaan koop. So daai was die hoofpunte wat jy baie goed moes geken het met al die onderpunte wat jy moes geken het. Dan kon jy hierdie vraag eintlik baie maklik beantwoord het. Nou kom ons gaan kyk net vinnig gou na die teorie voordat ons gaan begin met hierdie vraag. So die eerste ding was terminologie. So wat se terminologie moes ons geken het? Onthou ons gesê jy moet kyk na die terminologie per behuisingsopsie. So ons het eers gekyk na ons terminologie van verhuuring. So as ek verhuur, wat is belangrik? Jy moet weet wat beteken die woord huurder, wat is 'n verhuurder en 'n huurooreenkoms of 'n huurkontrak. Is 'n ander woord wat hulle ook gebruik het. Dan is ons gaan kyk na die koop en bou. Daar was nogal baie terminologie. Dus voltitel eienaarskap. Onthou wat beteken voltitel eienaarskap? Hierdie is die grond, hierso is my huisie, die grond, sowel as die huisie behoort aan my. So alles behoort aan my. Wat beteken deeltitel? Daar is die grond, hier's my huisie. Ek is net die eienaar van daai klein huisie. Hierdie grond, ek is 'n mede-eienaar in hierdie grond. En daar is gemeenskaplike areas wat ons almal gebruik en ons almal betaal daarvoor. Maar daai klein kolletjie net daar, dis my huisie en dis al wat ek besit of daai hele grond wat myne is. Goed, dan die aanbod om te koop. Kyk, dit is die aanbod wat ek gaan maak ons aan die verkoper, want ek wil jou huis koop, so ek gaan vir jou aanbod maak oor hoeveel ek bereid om te betaal. Daar is natuurlik voorwaardes aan verbonde ook. Daar is ongelooflik baie inligting en dan sodra die verkoper besluit maar hy gaan hierdie aanbod aanvaar en hy teken hierdie aanbod, dan verander dit in 'n koopakte ooreenkoms. Dan word dit 'n wettige ooreenkoms en ons noem dit die koopakte ooreenkoms.
Dan het ons gepraat van 'n verband en okkupasie hier. Dit was ander terminologie wat jy goed moes geken het. Ons het ook gepraat van as jy in 'n deeltitel eienaarskap is, gaan ons kyk na huiseienaarsverenigings, body corporate, en jy weet dat wanneer jy 'n deeltitel eiendom het, moet jy ook 'n heffing of soos in Engels 'n levy moes betaal. Titelakte is vir al die huiseienaars. Titelakte beteken dit is die akte wat gaan wys dat hierdie eiendom aan jou behoort, want hierdie eiendom word in jou naam geregistreer. So, dit was nogal belangrike terminologie wat jy moes geken het. Dan was daar natuurlik ons 3 versekerings. Goed, dit is maklik. Jou verband beskermingsversekering, jou omvattende huiseienaarsversekering. Goed, so hierdie 2 versekerings het te doen met mense wat huiseienaars is. So jy gaan net hierdie versekering uitneem as jy 'n huiseienaar is en as jy 'n verband het. En dan was daar die laaste een wat ons huishoudelike versekering is. Dit kan enigiemand uitneem, maar dit gaan oor die inhoud van jou huis. So as aan jou huis ingebreek word, dan sal hulle dan daai inhoud kan vervang as jy natuurlik reg verseker is. So dit was ons 3 versekerings wat dit ook baie maklik gemaak het. Dan het ons gesê as ons kyk na verhuuring, moet ons onthou dat daar is 'n verhuurder en daar's 'n huurder. En al 2 van hulle het voor- en nadele en al 2 van hulle het finansiële voor- en nadele. Nou onthou, die oomblik as ons van finansiële voor- en nadele praat, moet ons altyd dink aan hulle gaan vir ons altyd vra om dit met mekaar te vergelyk. So sodra jy iets met mekaar moet vergelyk, moet jy 'n gemeenskaplike faktor kry waarmee jy die 2 kan vergelyk. So die oomblik as hulle praat by jou verhuuring en jy moet gaan kyk na jou verhuurder en huurder, wat is ons gemeenskaplike goed waarna ons gaan kyk? Byvoorbeeld goeder soos eiendomsbelasting. Jou verhuurder gaan die eiendomsbelasting betaal nie, maar jou landlord, die persoon of jou huurder gaan nie eienaarsbelasting betaal, maar jou verhuurder wat jou landlord is, hy moet eiendomsbelasting betaal. As dit kom byvoorbeeld soos goeder soos die verhuurder moet natuurlik 2 van daai 3 versekerings betaal, terwyl die huurder net die huishoudelike versekering moet betaal. Die verhuurder is verantwoordelik vir die onderhoud van die huis, waar die huurder is nie verantwoordelik daarvoor nie. So heel eerste as hulle vir jou vra om iets met mekaar te vergelyk, dan soek eers 'n gemeenskaplike faktor waarmee jy die 2 goed kan vergelyk op die einde van die dag. Goed. Dan het ons natuurlik ons kontraktuele verantwoordelikhede. Die kontrakte wat geteken moet word. So daar's 'n bou, daar's koop, daar's verhuur. So watter kontrakte moet geteken word? So as ons verhuur, dan het ons net 'n huurooreenkoms. Wie teken die huurooreenkoms? Die verhuurder teken dit met die huurder. Goed, en natuurlik is daar interessante feite wat in daai huurkontrak moet wees. Bou. As jy bou, watter kontrak gaan jy teken? Jy gaan 'n boukontrak teken. Dis die kontrak tussen jou en die bouer. En daar is verskriklik baie inligting wat in daai kontrak moet wees. Goeie soos byvoorbeeld, teen watter datum gaan jou huis daar gebou wees? Wat gaan jou boukontrakteur jou per square meter vra? Daai bedrag, sluit dit dan na die arbeid sowel as die boumateriaal in? Indien dit nie die boumateriaal insluit nie, hoeveel gaan die boumateriaal kos? As dit kom by boumateriaal, is dit belangrik dat jy spesifieke goed gee. Met ander woorde, watse tipe afwerkings wil jy hê? Watse tipe stoof wil jy hê? Watter tipe teëls? Goeder soos krane, deure is belangrike inligting om op jou boukontrak byvoorbeeld te sit. Hoe gaan jy jou boukontrakteur betaal? Wanneer gaan jy hom betaal? Die stadiums wat jy hom gaan betaal en hoe jy hom gaan betaal is belangrike goed wat binne in jou boukontrak moet wees. En dan natuurlik moet jy 'n verband by die werk uitneem, by die bank uitneem, want jy het eenvoudig net nie so baie geld nie. So jy moet 'n verband gaan uitneem. As ons kyk na koop is daar eers die aanbod om te koop, dan het ons die ooreenkoms, of dan het ons die koopakte ooreenkoms, en dan gaan ons ook 'n verband uitvat.
So daar is dan basies 3 tipe kontrakte wat gesluit kan word. Nou as ons gaan kyk na die finansiële verantwoordelikhede, verbou en verkoop het dieselfde finansiële verantwoordelikhede. En onthou, hierdie finansiële verantwoordelikhede is vir nadat die huis gekoop is of nadat die huis gebou is. Goed, so jou finansiële verantwoordelikhede is, jy moet die verband betaal. Daar is 3 tipe versekerings wat jy moet betaal. Daar is die verbandbeskermingsversekering, daar is die omvattende huiseienaarsversekering en as jy wil, kan jy ook huishoudelike versekering vat. Daar is jou erfbelasting wat betaal moet word. Daar is die grondbelasting wat betaal moet word. Daar is jou water en ligte wat betaal moet word. Daar is die onderhoud wat betaal moet word. Nee, onthou, daar is altyd baie goed wat jy daar kan doen. Maar maak seker dat jy die top 5 punte onthou, want dan is dit maklik om dit toe te pas in enige vraag. Wanneer ons verhuur, is dit belangrik om te onthou dat jy moet 'n deposito betaal. Elke maand moet jy jou huur betaal. Jy is verantwoordelik vir die water en ligte, want jy gebruik die water en ligte. En dan natuurlik, as jy wil, kan jy ook huishoudelike versekering daarin sit. So dit is jou finansiële verantwoordelikhede. Soos ek gesê het, by koop is dit presies dieselfde, maar met koop moet jy onthou, ons het 'n voltitel en ons het 'n deeltitel. So met voltitel en deeltitel is dit presies dieselfde finansiële verantwoordelikhede as met bou. Die enigste verskil met voltitel is met deeltitel is jy moet 'n heffing betaal elke maand. Dit is die enigste ding wat bykom by die deeltitel, maar anderste is die finansiële verantwoordelikhede presies dieselfde by bou sowel as by koop. Goed, so dit is belangrik om te onthou. Toe ons gaan kyk na huishoudelike toestelle. Nou hierdie gedeelte is die gedeelte wat baie van julle vergeet het. En dit is die gedeelte waarna jy moet kyk in 'n gevalle-studie. Want hier gaan dit oor watter faktore gaan jou laat besluit om 'n sekere elektriese toestel te koop. So as ek voor 'n wasmasjien gaan staan, wat is die faktore wat my gaan maak besluit om hierdie Samsung toploader te koop? Ek gaan eers kyk na wat is die behoefte in my gesin. As ek 'n gesin het van 6 mense, is die toploader 14 kg wasmasjien 'n baie goeie opsie vir my. Tweedens gaan ek kyk, hoe lyk my budget, jou begroting? Hoeveel geld het jy om werklik daarop te gaan spandeer? Derdens, jy moet gaan kyk na jou spasie. Het jy 'n spasie wat groot genoeg is om so groot wasmasjien in te sit? Of moet jy iets kleiner gaan, moet jy 'n kleiner spasie byvoorbeeld hê? Goed, so hierdie is van die faktore waarna jy moet gaan kyk. So dis belangrik om 'n gevalle-studie deur te lees en dan vir jouself te vra, wat is die faktore waar die persoon in die gevalle-studie gaan oorweeg voordat hy hierdie produk gaan koop? Jy moet hierdie kennis ken sodat jy dit kan toepas op jou vraag. So dit is nogal belangrik. Dan natuurlik wanneer dit kom by die keuse van die huishoudelike produkte, is daar 'n paar goedjies waarna ons gaan kyk. Eerste, universele ontwerp. Goed, met ander woorde, elke wasmasjien moet 'n aanknop hê. Elke wasmasjien het verskillende programme. Meeste wasmasjiene het die funksie van waar hulle die wasgoed teen die water aanbeweeg. So daar's sekere funksies wat alle wasmasjiene moet hê en dit is wat dit universeel maak. Dan gaan ons kyk na die funksionaliteit. Die funksionaliteit het baie te doen met die behoefte van die gesin of die behoefte van die persoon. Met ander woorde, as hy in 'n klein plekkie bly, het hy iets kleins nodig wat funksioneel is, wat aan sy behoeftes gaan voldoen. So dis waarna jy moet kyk. Dan natuurlik ons energieverbruik. Wanneer ons van energieverbruik praat ons van menslike en nie-menslike energie. Jy moet onthou, menslike energie is van my as persoon self. Nie-menslike energie is elektrisiteit. Dit is wat nie-menslike energie is. So wanneer dit kom by nie-menslike energie, is daai energie label altyd ongelooflik belangrik, want dit gaan vir jou sê oor hoeveel energie gaan hierdie toestel gebruik en dit is wat hierdie toestel dan omgewingsvriendelik gaan maak. Dan natuurlik ons watergebruik. In die toerusting wat ons moet ken, die enigste een wat water gebruik is natuurlik ons wasmasjiene en dan potensiële omgewingsimpak.
So hoe minder elektrisiteit die toestel gebruik, hoe minder water die toestel gebruik, hoe meer omgewingsvriendelik is dit. En natuurlik gas. As 'n toestel gas gebruik, is hy baie omgewingsvriendelik, want dit is een van ons mees skoonste fossielgasse wat ons kan kry. Goed, so dit is belangrik dan om te onthou. Goed, en dan ons laaste gedeelte het natuurlik gegaan oor hoe gaan ons hierdie toestel koop. Nou daar is kontant en dan is daar krediet. Onthou, kontant is ons goedkoopste manier, want jy betaal die prys wat jy sien, jy kan nog wagen vir afslag ook, en nadat jy betaal het, vat jou apparaat, gaan huis toe en jy het nooit hieraan te dink dat ek iets moet betaal nie. As jy krediet koop, moet jy onthou, krediet is duur. Nommer 1, jy gaan 'n deposito betaal. Nommer 2, jy gaan interest of rente betaal op daai geld. So daai toestel gaan jou amper 1,5 keer meer kos as wat die kontantprys is. Dan het ons natuurlik huurkoop en dan het ons ook verkoop. Huurkoop beteken ek betaal my deposito, ek vul die vorms in, ek kry assuransie op hierdie toestel, ek gaan huis toe, gebruik my toestel en betaal dit maandeliks af. Dis 'n voordeel vir mense wat nie groot hoeveelheid geld het om 'n wasmasjien te koop nie, so hulle kan kleiner maandelikse paaiemente betaal wat meer bekostigbaar is, maar terselfdertyd terwyl hulle afbetaal, kan hulle die wasmasjien gebruik. Maar dan het ons mense wat natuurlik nie baie kredietwaardig is nie. So hulle kan nie op krediet koop nie. So hulle dan 'n verkoop opsie. So daar gaan jy ook 'n deposito betaal. Hulle werk dan ook natuurlik vir jou die paaiement uit oor 6 maande, maar ongelukkig, daai apparaat, daai wasmasjien of tuimeldroër of skottelgoedwaser of wat ook al jy koop, bly in die winkel totdat jy dit klaar betaal het en dan kan jy eers die item kry. Goed, so hierdie is graad 11. Ouens, ons het hierdie in graad 11 gedoen. So jy moet 'n bietjie teruggaan in jou graad 11 werk in en net 'n bietjie gaan opstel. Goed, nou kom ons gaan kyk na die rekordeksamen vraestel. Nou toe ek deur hierdie vrae gewerk het ek gedink, rarig, dit was eintlik maklike vrae. 20 maklike punte, maar nog steeds baie van julle het rarig baie sleg gedoen in hierdie vrae. So kom ons gaan kyk of julle dalk nie die vraag verstaan het nie. So vraag julle mooi verduidelik, mooi afleer om seker te maak dat julle nie dieselfde foute gaan maak in die eindeksamen nie. So die eerste vraag sê lyn. Onthou, lyn is ons aksiewoord. Lyn die inligting wat op 'n boukontrak moet wees. Goed, so onthou ons het gepraat oor kontrakte, ons het gepraat oor die kontrak tussen jou en die bouer. So wat se inligting moet daarop wees? Dit was vir 5 punte. Nou kom ons kyk net 'n bietjie mooi. Ons begin logies. Jy gaan 'n kontrak teken met 'n bouer. Met ander woorde, wat wil jy weet? Wat moet in die kontrak wees? Punt nommer 1 wat baie belangrik is wat gaan die bouer my per square meter vra? Dit is die eerste ding. Wat saam met daai punt gaan is jy moet presies weet wat is die square meter van die oppervlakte van wat die bouer moet bou. So dit is belangrik om in te hê. Die tweede ding is jy moet weet hoeveel wanneer gaan ek hierdie boukontrakteur betaal? So daar moet verskillende stadiums wees. So as die fondament gegooi is en die mure is gebou omtrent kniehoogte, dit is fase nommer 1, dan moet die boukontrakteur 'n ekstra bedrag betaal. Goed. So jy moet dit uiteensit op watter fases en hoe jy jou boukontrakteur gaan betaal. Nommer 3 wat ongelooflik belangrik is, jy moet weet van die afwerking en jy moet weet en jy moet spesifiseer in die kontrak watter tipe krane wil jy hê, watter tipe teëls wil jy hê, watse tipe oond wil jy hê, watse marmerblad wil jy hê. Jy moet al daai goed baie mooi kan spesifiseer. Goed, dan nommer 4 ook, wat ongelooflik belangrik is wanneer dit kom by die boukontrak, is dat jy moet weet op watter datum min of meer gaan jou huis daar gebou wees. Nou ons weet, hulle kan nie vir jou presiese datum gee nie, want daar kan reën wees, daar kan sneeu wees, daar kan stakings wees, daar kan verskillende
toestande wees dat jy nie kan aangaan met die bou nie en dan gaan die huis nie op daai datum nie. So daar moet 'n grasietydperk ook in wees. En dan wat ook baie belangrik is binne in hierdie boukontrak, dat jy moet weet wie gaan die boumateriaal betaal. Wie is verantwoordelik vir die aankoop van die boumateriaal? Is dit ingesluit by die prys wat die bouer vir jou gaan gee? Of is dit addisioneel, moet jy self die boumateriaal gaan aankoop en sorg dat die bouer dit het, sodat hy kan aangaan met die bouwerk ook. So daar is baie inligting wat op 'n boukontrak moet wees. So as jy in jou handboeke gaan kyk, daar is ongelooflik baie punte. In die eksamen, 5 punte. Die maksimum wat hulle vir so 'n vraag kan vra. So wanneer jy hierdie gaan leer, gaan maak seker jy ken net 5 punte. En dit is baie logies as jy net 'n bietjie logies gaan sit en dink oor 'n bouer wat 'n huis bou. En wat dink jy moet in daai kontrak wees wat vir jou belangrik gaan wees? Goed. Nou kom ons gaan kyk na ons volgende vraag. Die volgende vraag was 'n scenario. Dit is belangrik om hierdie scenario te lees. So dit sê ontmoet Nomsa, 'n 30-jarige professionele persoon wat 'n 2-slaapkamerhuis in Kimberley huur wat R8,000 per maand is. Die huurtydperk is 12 maande. Die munisipale koste, met ander woorde die water en ligte, is R1,500 per maand. Nomsa se vriend Sipo koop 'n deeltitel 2-slaapkamerhuis in Kimberley vir R800,000. Hy betaal 'n deposito van 10% en 'n verband van R6,400 per maand oor 20 jaar. Teen 10% rente. Water en elektrisiteit is ook R1,500 per maand. So daar's belangrike inligting wat hulle vir jou gee. Nou die eerste vraag is: verduidelik wat deeltitel eienaarskap is. Verduidelik. Goed, met ander woorde, jy moet jou definisie ken. So kom ek gee jou gaga 'n minuut, dan skryf jy net jou definisie neer van wat 'n deeltitel eienaarskap. Goed, kom ons gaan kyk. So wat is 'n deeltitel eienaarskap? As jy kan, teken vir jou prentjie. 'n Deeltitel eienaarskap beteken ek is net 'n aandeelhouer in die grond, 'n aandeelhouer in die grond en slegs daai klein huisie van my besit ek. So ek gaan net daai klein huisie besit. Verder is ek 'n aandeelhouer in die grond en daar is gemeenskaplike areas wat ek met al die ander mense moet deel. Dit is wat 'n deeltitel eienaarskap. So jy is 'n mede-eienaar, 'n aandeelhouer in die grond en jy besit net daai klein huisie. Is joune. Goed, so dit was eintlik baie maklik. Ken jou terminologie? Plaas 2 punte in die sak. Kom ons gaan kyk na die ander vraag. So nou sê hulle hier, bereken die maandelikse koste vir huur en verkoop. So hulle wil nou sien of jy nou kan sien watter een van die twee is die goedkoopste. Goed, so dis 'n baie eenvoudige sommetjie wat jy moes gedoen het. Kom ek gee jou gou 'n minuut, dan kyk ek my of jy dit my kan uitwerk. Goed, kom ons gaan kyk. In die scenario sê dit vir jou, met die huur was dit R8,000 wat hy per maand betaal, plus haar R1,500. Goed, so met ander woorde, as jy wil uitwerk wat jou huur gaan kos, dan is dit die R8,000 plus die R1,500 en dit gee dan vir jou 'n totaal van R9,500. Dit was 1 punt. En dan jou tweede punt is wat jy nou gaan kyk is, wat gaan dit jou kos as jy koop? So hier sê dit vir jou, dit was R6,400 'n maand wat hy moes terugbetaal aan die bank en dan R1,500 vir sy water en ligte en dit werk uit dus op R7,900. Met ander woorde, met hierdie eenvoudige kalkulasie kon ons duidelik gesien het dat dit wel goedkoper was om te koop as om te huur. Goed, so hulle gee jou alles en jy moet net 'n eenvoudige sommetjie gedoen het om dit te bepaal. Dan kom ons kyk nou na hierdie vraag. Vergelyk. Onthou wat ek gesê het, die oomblik as jy die woord vergelyk sien, moet jy gaan kyk na 'n gemeenskaplike faktor.
Want onthou, jy kan nie appels en pere met mekaar vergelyk nie, jy moet appels en appels met mekaar vergelyk. So jy moet 'n common faktor gaan kry. So hier sê dit, vergelyk die finansiële voor- en nadele van elke opsie. So jou opsie wat jy gehad het was koop en huur. Goed, so dit is wat jy moet gaan vergelyk die finansiële voor- en nadele van elke opsie. Goed, nou hierdie vraag was 4 punte gewees. So ek gaan jou so 2 minute gee. Dan gaan skryf jy eers vir my gemeenskaplike faktore neer en dan doen jy die voor- en nadele. Goed, kom ons gaan kyk of julle dit reg gekry het. Nou, eerste wil ek na die gemeenskaplike faktore gaan kyk. So heel eers my common sense sê vir my die gemeenskaplike faktore is nommer 1 maandelikse betaling. Hulle sê die praat hulle van maandelikse betaling. Goed, so die maandelikse betaling, so ons moet daarna kyk. Tweede ding is versekering. Hulle albei moet versekerings betaal. Een moet net ander versekering betaal as die ander een, né? Dan kyk ons na ons grondbelasting. Nee, want onthou ons moet dan gemeenskaplike faktore kyk. Daar is die onderhoud van die eiendom. Onthou hy bly in 'n deeltitel eiendom. So sodra hy in 'n deeltitel eiendom bly, moet hy 'n heffing, 'n levy betaal. En dan kan jy ook kyk na sekuriteit. So dit is belangrik om ook te kyk na jou punte toekenning, want dit was 1 punt vir elkeen en dit was 4 punte op die einde van die dag. So kom ons gaan kyk nou eers na ons voor- en nadele. So hier het ons nou huur en koop. So ek het nou gesê ek gaan oor ons maandelikse betaling. So maandelikse betaling, weet ons dat wanneer ek huur, die voordeel is dat ek 'n vaste maandelikse huur gaan betaal. So dit maak nie saak wat die inflasie doen nie, dit maak nie saak wat die rentekoers doen nie. Ek is veilig want ek gaan 'n vaste maandelikse rente, 'n vaste maandelikse huur betaal. As jy kyk na wat is die nadeel vir die koper? Sy maandelikse terugbetaling kan verstop, want dit hang af van wat die rentekoers en wat die inflasie gaan doen. So die oomblik as die rentekoers opgaan, gaan hy meer terugbetaal. So die oomblik as die rentekoers afkom, gaan hy minder terugbetaal. So dit is die nadeel. Hy kan nie altyd wagen op 'n vasgestelde bedrag nie, want dit hang af van jou rentekoers. So dit gee dit vir 'n nadeel. So nou het jy 'n voordeel vir jou maandelikse betaling en jy het 'n nadeel by die koop vir jou maandelikse betaling. En elkeen van daai is dus 'n punt werd. Goed, kom ons gaan kyk na ons ander faktore. Dan het ons byvoorbeeld versekering. Wat is die voordeel vir die persoon wat huur? Die persoon wat huur hoef nie die lewensversekering te betaal nie. Hy hoef nie die omvattende huiseienaarsversekering te betaal nie. Hy het opsioneel die opsie om net die huishoudelike versekering, huishoudelike inhoudversekering te betaal wat baie minder is. Wat is die nadeel vir die persoon wat koop? Die nadeel is dat hy moet die huiseienaars omvattende versekering koop. Hy moet betaal en hy moet die verbandbeskermings versekering betaal. So hy het twee versekerings wat hy moet betaal, so finansiëel gaan dit op baie meer. Goed. Kom ons gaan kyk na byvoorbeeld 'n derde gemeenskaplike faktor, grondbelasting. As jy hier betaal jy nie grondbelasting nie, dis tot jou voordeel. Maar as jy verkoop het, betaal jy grondbelasting, so dis tot jou nadeel, want dit gaan jou meer na 'n maand kom. Goed. En dan kan ons ook kyk na onderhoud van die eiendom. As jy hier, is jy nie verantwoordelik vir die onderhoud nie. Maar as jy koop, dis 'n nadeel, want dan is jy verantwoordelik vir die onderhoud van die huis of van die grond en dit kos baie geld. So dit maak dit 'n nadeel. So wanneer jy 'n vraag soos hierdie kry, gaan skryf eers jou gemeenskaplike faktore neer, voor- en nadele en dan kyk jy watter een is tot voordeel en watter een is tot nadeel en dan vul jy dit in jou kolomme in. Hierdie was 4 maklike punte wat jy eintlik kon gekry het as jy net 'n bietjie onthou het wat ek jou geleer het. Goed, so dis belangrik ouens, gaan terug, gaan kyk na daai opsommings wat ek gestuur het. Gaan kyk na julle PowerPoints wat ek vir julle gestuur het. Daar is ongelooflike belangrike inligting daar wat dit maklik maak om die teorie te leer en dit dan te kan toepas. Dit is 'n maklike manier. Ek het op 'n maklike manier dit vir jou probeer leer sodat jy maklike punte in die eksamen kan kry.
Goed. Hierso is nou ook net op heffing, so daar was net 'n paar opsies daar gewees. Goed. Nou kom ons kyk na ons volgende vraag. Ons volgende vraag sê: noem watter opsie die beste belegging sal wees en motiveer jou antwoord. Noem. So, watter opsie gaan die beste wees? Gaan dit koop of gaan dit verhuuring wees? En dan, wat is jou motivering? Hoekom sê jy dit? So kom ek gee jou gou 'n minuut. Goed. Wat sê julle? Ja, ons beste opsie is koop. Koop jou eiendom. Hoekom? Want oor 20 jaar het jy daai eiendom afbetaal. Dit is jou eiendom. Jy kan dit herverkoop en jy kan 'n groot wins maak. Finansieel kan dit jou 'n groot finansiële inspuiting gee vir die toekoms. Goed, so dit is 'n goeie belegging om te koop. Maar maak net seker jy koop in 'n goeie area wat 'n goeie herverkoop op die einde van die dag het. Maar dit is nogal redelik belangrik om dit te onthou. Onthou, as jy koop, dit gee vir jou sekuriteit. Jy kan ook daai huis as sekuriteit gee by die bank as jy 'n tweede verband sê nou maar wil uitneem. So koop is ons beste opsie gewees. Goed, kom ons kyk na ons volgende vraag. En vraag sê dit: die Botha gesin het besluit om 'n nuwe yskas op paaiement transaksie of huurkoop transaksie by 'n plaaslike toestelwinkel te koop. Nou sê dit: bespreek die moontlike gevolge vir die Botha gesin se huishoudelike begroting indien hulle nie maandelikse betaling op die paaiement verkoop ooreenkoms eerbiedig nie. So met ander woorde, ek het nou op huurkoop gekoop. Ek kan nie die maandelikse paaiemente bybring nie. Watse gevolge gaan dit vir my of vir die gesin ingedrang hou? Watse gevolge gaan dit vir die Botha gesin ingedrang hou? Dis vir 5 punte. So jy moet bietjie gaan dink vir 5 punte wat jy kan skryf. Onthou, hierdie is graad 11. Ons het al reeds daaroor gepraat oor graad 11. So kom ons kyk 'n bietjie, skryf gou vir my 5 punte neer wat jy dink met die Botha gesin. Of kyk op jou sommenvraestel, wat het jy daar geskryf? Goed, kom ons gaan kyk na ons antwoorde. So met ander woorde, wat is die gevolge? Nommer 1, as jy nie jou maandelikse paaiemente gaan betaal nie, gaan jy jou kredietwaardigheid verloor. Met ander woorde, hulle gaan sê jy is nie meer kredietwaardig nie en jy sal nie weer krediet kry nie. Nommer 2, as jy nie daai eiendom gaan of daai toestel gaan betaal nie, dan gaan die winkel kom en hy gaan daai toestel terugvat. En al daai geld wat jy betaal het, gaan jy op die einde van die dag verloor. Goed, jy kan dan ook jou skuld gaan ophoor. So met ander woorde, op die einde is jy so vol skuld, jy kan nie al jou skuld betaal nie. Jy kan geblacklist word, omdat jy nie daai toestel betaal het nie, en jy wil nie graag dit hê nie. Dit kan ook beteken dat jy baie meer finansiële stres gaan hê, wat nie goed vir ons gesondheid is nie, ons het dit alreeds in voedsel en voeding geleer, en dan later moet jy ook onthou, dat as jy elke maand nou hierdie yskas moet terugbetaal, gaan jy ook minder besteedbare geld hê, wat jy kan spandeer op ander goed wat belangrik is. Goed, maar die belangrikste goed is om te onthou, hulle gaan die yskas terugvat, jy gaan jou kredietwaardigheid verloor, jy gaan geblacklist word. Dit is van die belangrikste wat jy moet onthou. Dan praat ons nie eers van die stres nie, en ons praat nie eers van die minder inkomste wat jy in moet gaan. Goed, so daai was eintlik ook, al kon jy net 3 van die 5 punte gekry. Dit was eintlik ook net 'n maklike vraag. Goed, so dit was dan nou die kledingvraag. Ag, die behuisingsvraag, ekskuus tog. Dit was die behuisingsvraag. So, wat belangrik is dat jy elke dag 1 uur op sy moet sit om aan verbruikerstudies te spandeer. Onthou, verbruikerstudie is die vraestel wat heel laaste hierdie jaar in die eksamen geskryf gaan word. Julle gaan moeg wees. Julle gaan so oor eksamen wees teen die tyd wat jy verbruikerstudies skryf. Daarom is dit nou belangrik dat jy elke dag 'n uur spandeer, sodat jy tyd kan spandeer met jou hoofstuk, met jou opsomminge, seker te maak dat jy die teorie verstaan, seker te maak dat jy genoeg tyd spandeer om deur ou vraestelle te werk. Nie om ou vraestelle te swat nie, om te kan kyk, ek het nou hierdie teorie geleer, kan ek hierdie teorie gaan toepas in my ou vraestelle,
Kan ek daai vrae beantwoord? Verstaan ek daai vraag? Weet ek wat daai aksiewoorde beteken? Weet ek hoe om vrae te beantwoord wat hierdie aksiewoorde het? En dan gaan pas jy dit toe. Goed, so elke dag net 'n uur spandeer. So by die tyd wat ons aan die einde van die jaar kom, wanneer jy aan die einde van November hele vraestel moet gaan skryf. Al wat jy basies doen, is jy moet net hersiening doen, want jy het klaar al die voetwerk gedoen. Elke dag, net 1 uur, wat jy moet vir jou op sy sit, om aan verbruikers te kan spandeer, en net 'n bietjie te gaan kyk na jou teorie, en seker te maak jy ken jou teorie, en dalk net 'n vraag of 2 te kan deurwerk. Baie dankie vir vandag se les. Ek het dit ongelooflik baie geniet om my kennis met julle te kon deel. Ek hoop dat hierdie julle gaan help in julle voorbereiding vir julle finale eksamen. Baie sterkte, totsiens.